In hierdie voorlesing gaan ons sien hoe beskryf Jesus sy wederkoms en wie se weergawe gaan jy glo? Menslike weergawes oor 'n leerstelling wat nie in die woord gevind kan word nie, of gaan jy glo wat Jesus self gesê het oor sy wederkoms? Jesus het dan in vele hoedanighede na hierdie aarde gekom. Een daarvan was profeties vir die mensdom. Dink aan Johannes die Doper, wat vir Jesus die weg voorberei het vir sy bediening. Jesus was 'n profeet, wat die hart van sy Vader aan die mensdom kom openbaar het. Moses profeteer dit as volg: Die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broeders, net soos ek is. Na hom moet julle luister, volgens alles wat hy met julle sal spreek. Wat hy dus van die Vader ontvang het, het hy net so oorgedra aan almal wat na hom wou luister. As ons dan die waarheid oor Jesus se wederkoms wil hoor, sal dit zeer sekerlik uit sy eie mond moet wees. In Matteus 24 spreek Jesus profeties met sy disippels oor die teken van sy wederkoms en die volëinding van hierdie wêreld. Met ander woorde, sy wederkoms en die volëinding van hierdie wêreld word in een asem genoem. As daar dan sprake van 'n geheime wegraping voor sy wederkoms is, met ander woorde, hy kom 2 keer terug na hierdie aarde toe, eerstens in die geheim en dan openlik, sou hy dit dan nie in sy profetiese rede in Matteus 24 duidelik gestel het nie? Kom ons kyk na Jesus se profetiese rede in Matteus 24 vanaf vers 3 tot 31 en Lukas 21 vers 6 tot 33. En toe hy op die olyfboom gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? Ek is so bly dat Jesus se disippels vir hom hierdie vraag gevra het, sodat ons op wie dit betrekking het, sal weet waarvoor ons gereed moet wees. Onthou, net soos wat Johannes, Petrus, Markus en al die ander disippels Jesus se navolgers was, net so is ek en u vandag sy navolgers. En wat hulle begin het saam met Jesus, sal ons saam met Jesus moet voltooi. Dink bietjie daaraan. Hulle was deel van sy eerste koms. Ons sal dalk deel hê aan sy wederkoms as ons in hierdie lewe gespaar bly tot dan toe. Maar of ons inwoon of uitwoon by die Here, ons sal almal deel hê aan hierdie wonderlike gebeurtenis waarna elke Christen behoort uit te sien. Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar dit is nog nie die einde nie. As iemand vir jou dan sê, pas op, dan weet jy, dis 'n waarskuwing wat jy nie ligtelik moet opneem nie. Eerstens, moet ons nie toelaat dat enige iemand ons mislei nie. Jesus het ons teen valse profete, valse leraars en godsdienstige leiers gewaarsku. Wees dus versigtig dat niemand jou op 'n dwaalspoor bring nie, veral nie oor die wederkoms van Jesus Christus nie. Ons kan nie bekostig om saam met 'n leuen te lewe nie. Aan die einde van die slag van Armagedon sal God 'n engel stuur wat die Satan gaan bind, sodat hy nie langer die nasies sal mislei of dan verlei nie. Dit is baie duidelik dat Satan deesdae baie nasies probeer verlei. Ons is in 'n geweldige konflik betrokke waar net die waarheid ons kan vry maak en vry hou van die leuen. Maak nie saak wie die persoon is nie. Ons moet in die waarheid van die skrifte bly, soos dit deur die Heilige Gees van God ingegee is. Tweedens, moet
alles eers plaasvind wat Jesus geprofeteer het in hierdie hoofstuk al dan nie, voordat sy wederkoms kan plaasvind. Sy koms kan dus nie net sommer in die geheim plaasvind, soos beweer word nie. Want hierdie stelling maak ruimte vir misleiding, soos ek reeds gesê het, van valse datums en voorspellings vir die sogenaamde geheime wegraping. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees en pestsiektes en groot aardbewings op verskillende plekke. En daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar al die dinge is 'n begin van die smarte. Almal wat vertroud is met hierdie hoofstuk, sal saamstem dat ons nou in die tyd van die smarte lewe en dat dit net 'n kwessie van tyd is voordat die groot verdrukking sal begin. As ek party dae so na al die verwikkelinge in die wêreld rondom ons kyk, voel dit vir my ons is op die drempel van hierdie gebeurtenis, want die tekens waarvan Jesus hier gepraat het, is al almal duidelik sigbaar en vererger net by die dag. Lukas 21:31 sê die volgende: So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Wat se koninkryk is naby, wanneer hierdie dinge waarvan ons die tekens moet onderskei sien gebeur? Hoe weet ons watter van hierdie dinge nog moet gebeur en of dit nie al vervul is, so sekere leerstellings beweer nie? Met Jesus se eerste koms word 'n koninkryk van God tot stand gebring, wat nie met menslike oë fisies gesien kan word nie. Julle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Met sy eerste koms vestig Jesus 'n koninkryk op aarde wat nie met hande gemaak is nie. Die Here woon nie in geboue met hande gemaak nie. Hy woon in ons as sy kinders se harte, maar wanneer hy weerkom, sal hy die koning van al die koninkryke van hierdie wêreld word, wanneer hy die antichrist verdelg en tot niet maak en die koninkryke van die wêreld by die duiwel terugvat. Wat die eerste Adam verloor het met die sondeval, neem die tweede Adam terug met sy opstanding uit die dode. Eers die geestelike en dan die natuurlike koninkryk. Toe bring die duiwel Jesus op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. Hy wou toe al die koninkryke van die wêreld aan Jesus teruggee, maar teen 'n prys wat Jesus nie bereid was om te betaal nie. Ons meester het geweet dat daar sal 'n dag aanbreek wanneer hierdie aarde sy eiendom sou word, op die wyse wat sy Vader vooruit bepaal het, op die bestemde tyd en nie op Satan se terme nie. So moet ons dan weet dat wanneer oorloë, pestsiektes, aardbewings ensovoorts aan die orde van die dag is, met ander woorde 'n leefwyse geword het, dan eers is die fisiese koninkryk van God naby. Wat die Israeliete al verwag het met Jesus se eerste koms, sal eers plaasvind met sy tweede koms. Jesus leer ons om te bid. Here, laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Wanneer Jesus terugkom, dan eers sal ons hemel op aarde belewe. Dis waarlik iets om na uit te sien. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Hoe gaan ons weet dat die groot verdrukking in volle swang is? Ons, God se uitverkorenes, alle wedergebore Christene, Jood, Griek, Suid-Afrikaner ensovoorts, sal wêreldwyd vervolg word vir ons geloof.
Let op, die nasies sal ons haat en doodmaak. Die nasies is die liggaam van die antichrist wat vir hom sal werk. Soos wat ons die liggaam van Christus is en die nasies sal deur die antichrist gebruik word om teen Christene op te staan en ons te vervolg. Deur die eeue heen word Christene vervolg en doodgemaak, maar ek glo dat dit tydens die groot verdrukking gaan toeneem en dat die hele wêreld as geheel teen die Christendom gaan draai. Lukas 21 sê die volgende: Asof die vervolging deur die nasies nie genoeg gaan wees nie, sal ons ook uitgelewer word deur ons eie ouers, broers, susters, bloedverwante en vriende. Dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verdraai en mekaar haat en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan. En hulle sal groot tekens en wonders doen om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Slaan tog ag op hierdie baie ernstige waarskuwing. Wie gaan struikel, mekaar verraai en mekaar haat? Dit maak my hart so seer om te dink dat families, vriende en Christene mekaar sal haat en verraai tydens die groot verdrukking, juis in hierdie tydperk van groot nood en benoudheid, wanneer dit uiters noodsaaklik gaan wees om by mekaar te staan, maar dis hier waar die skeidslyn getrek gaan word. Deel van die misleiding gaan wees dat jy die merk maar kan ontvang, want dit sal niks aan jou redding doen nie. Met ander woorde, al vat jy die merk van die dier, sal jy nog steeds kind van God bly. Dit, liewe kind van die Here, sal alleen wees. Almal wat die merk vat, sê die woord, sal vir ewig verlore wees. Wat sal die teken van die merk van die dier wees? Dit gaan wees wanneer hulle of 'n merk, 'n naam of 'n nommer van een of ander formaat op jou voorhoof of op jou hand sal wil sit. Wanneer dit gebeur, vlug, geliefde kind van God, vlug en moenie hierdie merk aanvaar nie. Niemand gaan naby my voorhoof of hand kom om sy merk daar te laat nie. Ons het alreeds die Heilige Gees as 'n onderpand van ons kindskap in die Here Jesus Christus. Alle ware Christene is klaar gemerk deur die Heilige Gees wat aan hulle gegee is as onderpand, soos ek nou net gesê het. Later gaan ons meer hieroor praat. Dis dan die groot afval wat in die kerkkamp gebeur, waarvan Paulus praat. Later sal ons ook meer breedvoerig hieroor praat. Onkunde oor wat die skrif ons leer oor die eindtyd gaan bydra tot hierdie wegval van die geloof in Jesus Christus. Laat ek u toets. Hoeveel verstaan u van die boek Openbaring? Wat weet u van die wederkoms van Jesus Christus af? Omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Soos ek reeds genoem het, sal daar 'n aantal Christene afvallig raak en verlore gaan, omdat die ongeregtigheid en die sonde vermeerder het. Baie sal nie kans sien om deur die groot verdrukking te gaan, sonder om te kan koop en verkoop nie, en hulle sal die merk van die dier ontvang. Maar deur julle volharding moet julle julle lewe in besit kry, sê die woord. Let op wat vers 13 sê, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Diegene wat uithou tot aan die einde van die groot verdrukking, sal gered word as Jesus weer terugkom na hierdie aarde toe. Vers 14 is net so belangrik. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Die evangelie wat aan die hele wêreld verkondig moet word, kan nie dui op 'n tydperk na die wegraping nie,
maar dui op dieselfde evangelietyd waarin ons nou lewe voor die Here Jesus se wederkoms. Dis dringend noodsaaklik dat soveel as moontlik mense die evangelie moet hoor, want God se wille is dat alle mense gered sal word en dat niemand verlore moet gaan nie. Ons sien al reeds hoe die ongeregtigheid in ons tyd vermeerder. Dit gaan van erg tot erger en net die wederkoms van Jesus Christus gaan hierdie toestand van ongeregtigheid en boosheid in die wêreld tot 'n einde bring. Saam met die ongeregtigheid sal die liefde van die meeste verkoel. Verkoel beteken ook om lou te wees en dis nie hoe ons die Here Jesus moet lief hê nie. Die Here waarsku ons wat sal gebeur as ons lou is, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Jesus sê ook, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. As 'n kandelaar verwyder word, beteken dit dat sy lig nie meer sal skyn nie. So spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaide land. Ons liefde vir die Here mag nooit afneem in hierdie woestynland, waarin ons tydelik woon nie, veral nie in hierdie laaste dae, voor die koms van Jesus nie. Ons moet net aanhou om agter die Here aan te loop en ons sal behoue bly. Maak nie saak wat in die toekoms vir ons voorlê nie. Die Here is ons goeie herder en ons sal nie 'n ander volg nie. Omdat ons sy stem ken, sal ons hom alleen volg. Paulus bid ook dat ons liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring teenoor die Here en in ons liefdeswandel teenoor ons medebroer en suster. Jesus verwys ook na die boek Daniël. Wanneer julle dan die